begin met 'n nuwe reeks vir die volgende paar Sondae. Dit is nou na aanleiding van Petrus by ons opstanding Sondag. En ons gaan kyk na Petrus, wat het met hom gebeur? Hy het hierdie Petrus wat die pad byster geraak het, God het hom weer ingetrek, Jesus het hom weer herstel in die diens, en daar het 'n drastiese verandering in sy lewe plaasgevind van visser van vis na visser van mense, onverskrokke, net die evangelie verkondig. En hy skryf dan 1 en 2 Petrus, en ons gaan sulke spronge maak deur Petrus, om van die essensie daarvan te bekyk. En vanoggend se tema gaan dan, hoe weet ek dat ek 'n kind van God is, en ons gaan kyk na 1 Petrus 1. Maar ek wil vir julle vra, dat julle asseblief in hierdie tyd, elke dag 1 hoofstuk lees. Daar is net 5 hoofstukke. Ons gaan vandag nie vir julle die hele hoofstuk voorlees nie. So by die verskillende punte gaan ek vir julle die relevante teksverse lees. Dis hoekom ek vra dat julle asseblief die hoofstukke vooraf sal lees, sodat julle kan volg soos wat ons deur dit gaan. Ons tema vanoggend, hoe weet ek dat ek 'n kind van God is? Ons gaan kyk na 1 Petrus hoofstuk 1. Nou, hulle sê altyd, daar is 2 dinge in die lewe waarvan jy absoluut 100% seker kan wees. En dit is die dood en belasting. Gelukkig is dit nie al nie. Ons as gelowiges behoort ook van nog een ding 100% doodseker te wees. En dit is dat ek gered is. Dat ek 'n kind van God is. Dat ek verseker hemel toe gaan. En tog dink ek, as ek vanoggend vir julle moes vra en sê, steek jy hand op of jy 100% seker is, sonder enige twyfel, dat jy gered is die hemel toe gaan, dan wonder ek hoeveel van julle dalk 'n bietjie sou huiwer om die hand op te steek. Want daar is redes hoekom mense hierdie onsekerheid in hulle het. Hulle voel dikwels, maar ek weet nie of ek al my sondes bely het nie, of daar dalk by die wederkoms skokkende onthullings gaan wees van verborgde sondes wat ek nie bely het nie, en wat dit my dalk uit die hemel gaan uitsluit. Of dat ek soms wonder, het ek reg genoeg geleef volgens God se wet? Wat van al die afdraaipaadjies waarop ek my al bevind het, en die sondes wat ek heel dikwels in voortploeter, en waarin jy jouself dalk vanoggend bevind, gaan dit vir my uit die hemel uitsluit? Of baie keer wonder mense, maar is my geloof sterk genoeg? Is my geloof goed genoeg? Is my geloof groot genoeg? Wat van al die tye wat ek God betwyfel het? Wat van al die tye wat ek opstandig was teenoor God, gaan God dit eendag teen my hou? En dis hierdie soort van onsekerhede wat jou huiwerig maak om dalk jou hand op te steek en sê, ek het verseker. En jy weet, die tyd stap aan, ons word almal ouer. Ons is elke dag een dag nader aan ons dood. En ons weet nie wanneer dit gaan plaasvind nie, en dit maak die vraag nog meer dringend. Is jy seker dat jy hemel toe gaan? En miskien sê jy vir my vanoggend vir my dominee, maar kan 'n mens ooit 100% seker wees? Ja, natuurlik, verseker kan jy 100% seker wees. En dis die wonderlike troos wat vanuit 1 Petrus 1 kom. Wat Petrus ons sê, jou geloofslewe begin nie by jou nie. En dit eindig ook nie by jou nie. God het dit begin. God werk in jou, en God sal dit klaarmaak en voltooi in jou lewe. Want God het jou gekies. Hy het jou nuut gemaak, en hy is besig om jou deurlopend, elke dag, te skaaf en te verander. En dit alles is die werk van God. So ons gaan vanoggend kyk na die versekering wat God vir jou en my gee van 1 Petrus hoofstuk 1, en ons gaan 3 letters gebruik daarvoor, HUW. Dis letters wat jy ergens moet onthou, en ek gaan vir jou nou verduidelik waarvoor elke letter staan, sodat jy dit ergens kan koop. So die eerste ene, ons begin by die middelste ene by U, en dit is, jy is uitverkies. God het wonder bo wonder vir my en jou
gekies. Jy's nie hier per toeval nie. Dit sê 1 Petrus 1 van vers 1 tot 2 as hy sê, hy herinner die gelowiges, hy sê, aan die uitverkorenes van God, mense, met ander woorde, die mense wat deur God gekies is, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder, om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel word met die bloed van Jesus Christus. Here, wat 'n wonderlike toets is dit. Dit beteken, God het eerste aan my en jou gedink. God het vir my en jou met die hand uitgesoek, by die naam geroep. Nie omdat ek en jy enigstens beter as enige ander mense is nie. Nie omdat ons dalk meer dinge reg gedoen het in die lewe en meer gehoorsaam was aan God se wette nie. Doodgewoon net omdat God vir my en jou genadig is. Nou ek weet vir baie mense bring die woord uitverkiesing so 'n bietjie ongemak en daar kom baie vrae rondom dit na vore. En mense wil oor die algemeen nie hoor dat God jou uitverkies het nie, want hulle voel baie keer, maar God is onregverdig, dat hy besluit het om, dat hy kies wie hy wil, dat die besluit by hom lê. Mense voel baie keer, die besluit moet by ons as mense lê. Ek het my hart vir die Here gegee, ek het hom aangeneem, ek het my sonde bely, ek het hom in my lewe ingedooi. Maar wanneer my so begin redeneer, mis jy heeltemal die punt oor die uitverkiesing. Want uitverkiesing is nie 'n stuk ongemak wat ons moet lief vermy nie. Dis 'n geweldige stuk troos dat God sê, jou en my verhouding berus nie op ons swak menslike pogings om in die regte verhouding met God te kom nie. Dit berus nie op ons probeer nie. Dit beteken dat hierdie besluit berus by God. Dit is God wat vir my en jou gekies het. Dit is God wat vir my en jou by jou naam geroep het en gesê het, jy is myne, Jesaja 43 vers 1, en God verander nooit van besluit nie. En die mens kan verstaan hoekom Paulus en Petrus so opgewonde is oor die uitverkiesing en het oralste en alles wat hulle skrywe, wat hulle dit net eenvoudig uitbesuin, want hulle weet, as dit nie vir God was wat vir hulle gekies het en geroep het nie, sal hulle nooit uit hulle eie besluit het om vir Jesus te kies en te volg nie. Hulle sal nooit die eerste stap geneem het nie, maar God se genade het vir Petrus daar van die viswaters weggeroep en van hom 'n visser van mense gemaak. God se genade het vir Paulus wat op pad was na Damaskus om die Christene uit te roei, in sy spore gestop en hom omgedraai en 'n nuwe mens gemaak. En hulle weet, uit hulle eie sou dit nooit gebeur het nie. Dis alles God se werk in hulle lewens. Daarom skryf Paulus so in Efesiërs 1 van vers 4 tot 5, hy sê, so het God nog voor die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Dis hoe God na ons kyk, met die hand uitgesoek. En vir Paulus en Petrus was hierdie uitverkiesing niks nie. Ek bedoel, hulle het groot geword daarmee vanuit die Ou Testament en hulle het Jesus se uitsprake daaroor gehoor. Jesaja 41 vers 8 wat herhaling is van baie kere wat dit voorkom, onder andere ook in die Psalms, wat sê, waar God sê, maar jy my dienaar Israel, Jakob vir wie ek uitverkies het, afstammeling van Abraham vir wie ek lief het. Dat God oor en oor vir Israel sê, ek het julle uitgekies, ek het julle by die naam geroep. En dan sê Jesus in Matteus 22 vers 14, baie is immers geroep, maar min is uitverkies. Dit is God wat sê, jy wat vanoggend hier sit, vir jou by die naam geroep. So, hoe weet ek dat ek uitverkies is? Dis die vraag waarmee baie mense worstel. Nou wil ek vanoggend vir jou sê, as jy vanoggend hier sit, en jy glo in Jesus Christus as jou verlosser en jou redder en die Here,
dan is dit nie omdat jy vir God gevind het nie, dis omdat God vir jou gevind het. Omdat hy jou eerste by die naam geroep het. Dis wat ons vanoggend ook gesing het in Liedboek 190 vers 2 wat sê, voordat ek kon vra, het ek gevind, die seun het my skuld gedra aan die kruis op Golgotha. Dit is wat genade beteken. En dit is die sekerheid en die gemoedsrus wat jy moet hê. God het vir my gekies. En hy het my nie net gekies nie. Hy het 'n baie hoë prys betaal om my sy eiendom te maak, om my te red en sy kind te maak. Dis wat 1 Petrus 1 vers 18 sê. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. En dis wat Goeie Vrydagbos vir ons oor en oor gesê het. En God sal niemand weggooi wat hy met so duur prys gekoop het nie. Nie vir my nie vir jou nie. Niks of niemand sal jou uit God se hand ruk nie, sê Jesus in Johannes 10 vers 28. En dis die troos wat Petrus wil oordra aan hierdie mense vir wie hy skrywe, maar ook aan ons wat vanoggend hierso sit en sê, God het jou en vir my gekies ten spyte van wie en wat ons is. Ten spyte van wie en wat ons was. Ten spyte van ons verlede en alles wat ons nog gedoen het. Voordat ons gebore is, het God al besluit dat ek en jy sy eiendom sal maak. En so my sekerheid dat ek hemel toe gaan, dat ek gered is, berus op God se keuse en nie my keuse nie. Dis die U. So die W, die tweede ene, is wedergeboorte. So ons het nou die U, die middelste ene, en die W, die regterkantste ene, wedergeboorte. Die verstommende ding is, dat toe God ons uitgekies het, dat hy ons nie net gelos nie, God het jou nuut gemaak, want jy is nie meer dieselfde nie. So wedergeboorte verwys na 'n innerlike, geestelike verandering, waar 'n mens deur God, die Heilige Gees, nuut gemaak word. Nie fisies nie, maar in jou hart, jou wil, jou denke, jou lewe. Dit het jou nuwe lewe gee. Dis wat 1 Petrus 1 vers 3 en vers 23 sê. Hy sê, in sy groot ontferming het God ons die nuwe lewe geskenk deur die opstande van Jesus Christus uit die dood. Vers 23. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. So die ander vertaling sê, boodskapvertaling sê, God het immers die proses begin, waardeur julle weer gebore is. Wanneer Jesus met Nikodemus hieroor praat, in Johannes 3 vers 3 tot 6, dat jy eers nuut gebore moet word, voor jy deel kan wees van die koninkryk van God, dan krap Nikodemus sy kop. Hy sê, dit kan tog nie moontlik wees, jy mens kan tog nie weer in reverse gaan, en weer in jou ma se moederskoot beland nie. Jy kan tog nie weer 'n fetus word. En Nikodemus dink aan al hierdie letterlike terme van wat Jesus vir hom probeer vertel. Maar julle weet natuurlik dat Jesus beeldspraak gebruik, né? Hy sê 'n mens word opnuut gebore as 'n nuwe mens met 'n ander nuwe natuur. Nie meer die ou sondige natuur om alles te doen wat sleg en sondig is nie, maar met 'n nuut gemaakte geesbeheerde natuur, sê Romeine 8 vers 1 tot 17. Met ander woorde, wat God sê, jy kry 'n nuwe identiteit. Nie meer die ou mens wat geneig is tot die sonde nie, nuwe mens wat deur die Gees van God beheers word. Kom ek probeer dit vir julle verduidelik op dalk op ander terme. Ons kinders wat almal so oorsee gaan en oorsee gaan bly en die pad vat. So, as jy in Amerika gebore word en jy het 'n Amerikaanse pa, dan is jy 'n Amerikaner met bepaalde DNA van jou Amerikaanse pa.
Maar, as jy in Suid-Afrika gebore word, en jy het 'n ander pa, 'n Suid-Afrikaanse pa, is jy Suid-Afrikaner. Dan is jy iemand met 'n totaal ander DNA as toe jy in die VSA gebore sou word, want jy het nou 'n ander pa, wie se DNA jy het. So, geestelik beteken dit so. Toe die duiwel wat die vader van die leunes, jou pa was, het jy 'n bepaalde gesondige natuur DNA gehad. Maar jou sondige DNA, jou sondige natuur het totaal verander toe jy weergebore is met 'n ander pa, jou hemelse pa. En nou het jy 'n nuwe DNA, nuwe geesbeheerde natuur, 'n nuwe ander mens. Verstaan julle min of meer wat ek probeer sê? Right. Okay, wat beteken dit? God wat jou gekies het en sy eiendom gemaak het jou nie net gevat en so laat staan nie. God het jou van binne af nuut gemaak, het jou anders gemaak, het jou make-over gegee. Vrouens weet meer wat dit beteken, het jou make-over gegee. Dis soos 'n hartoortplanting. Het julle geweet dat wanneer jy iemand anders se hart kry wat in jou oorgeplant word, dat daardie hart die DNA van die skenker behou? Daai hart behou die skenker se DNA. En die ou hart wat jy gehad het, wat uitgehaal is, en die nuwe hart wat jy gekry het, beteken dat daai DNA van jou hart, want dit is nou jou hart, het verander. Esegiel skryf daaroor in Esegiel 36 vanaf vers 26, waar God sê, hy sê, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalinge gehoorsaam en nakom. God sê hy gaan ons DNA verander deur vir ons 'n ander hart te gee, 'n nuwe geestelike hart. En daarom skryf Paulus in Romeine 8 vers 29, die vers wat volg, waar hy sê, God sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Dan sê hy, dit geld natuurlik vir almal wat hy volgens sy ewige plan gekies het, om in hom te glo. God het elkeen wat hy vir hom uitgesoek het, sy lewe nuut gemaak. Hoor julle wat sê God? Hy het jou en my nie maar net gelos nie. Hy het ons gekies en ons lewens kom nuut maak deur die wedergeboorte. En dis alles die werk van God. Kyk, met ons fisiese geboorte het nie ek of jy ooit daarin bygesit om gebore te word, ek beloof julle dit. Dit is 'n biologiese feit. Dis passief. Jy is gebore. En nou kom Paulus en skryf aan Titus in hoofstuk 3 vers 5, hy sê, God het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Wedergeboorte beteken doodgewoon dat jy geestelik lewendig geword het deur die werk van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees kom en hy maak jou hart. Hy maak jou denke nuut deur die woord van God. Dit is waarna Petrus verwys, die onverganklike saad. Dit is die woord van God wat nooit vergaan nie. God maak jou hart, jou denke nuut deur die woord van God. Die woord van God wat jy hoor. Want hoe verander 'n mens se lewens? Hoe vind die wedergeboorte plaas? Hoe vind bekering plaas? Dit kom as gevolg van die hoor van die woord. Romeine 10 vers 17 sê, ons geloof volg uit die aanhoor van die boodskap. En die aanhoor van die boodskap volg uit die prediking van die goeie nuus wat handel oor Christus. Dis die krag van God se woord om die nuwe lewe te wek. So 'n mens word wedergebore sodat jy jou sonde kan besef,
sodat jy jou skuld voor God kan bely, sodat jy na Jesus kan gaan om jou te red, sodat jy kan glo, of in ander terme, sodat jy Jesus kan aanneem, sodat jy hom in jou hart kan innooi. Maar dit is alles die gevolg, die resultaat van die wedergeboorte wat God in jou bewerk het. Alles die werk van God. Baie keer vra mense vir my, maar wanneer vind hierdie wedergeboorte plaas? Nou vra ek vir hulle, wanneer word 'n fetus gevorm? Ok, die van julle wat bietjie biologie op skool gehad het, sal nou weet. Nee? Of moet ek dit vir julle uitspel? Right, ek dink julle weet. Lang voor geboorte. Lang voordat die baba gebore word, is daar 'n fetus. Geboorte is die sigbare verskyning van 'n proses wat 9 maande tevore begin het. En net so het God ook al hierdie vernuwingsproses beplan, lank nog voordat ek en jy fisies gebore is. Ek weet nie altyd hoe dit gebeur nie, en ek weet nie ook altyd hoe God dit doen nie. Op die ouene sien ons net die resultaat daarvan. En dis wat Jesus aan Nicodemus probeer verduidelik, Johannes 3 vers 8, as hy sê, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom of waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. En nou is dit so dat mense wedergeboorte op verskillende maniere ervaar. Want ons is nie almal dieselfde nie. Ons het ook nie dieselfde agtergrond en kerklike agtergronde nie. Party ervaar wedergeboorte as 'n duidelike oomblik van verandering, soos Paulus. Ander beleef dit meer geleidelik, maar dis nog steeds 'n werklike innerlike verandering, soos Timoteus. Maar hoe dit ook wel in jou lewe plaasvind, dit alles is die werk van God in jou en my lewe. Maar ek dink die vraag wat mense meer oor sukkel is, hoe weet ek of ek wedergebore is? Dis nie eintlik 'n moeilike vraag nie. Die antwoord is eintlik baie maklik. Mense wat wedergebore is, weet van sonde. Ongelowiges worry nie. Hulle beskou nie eers iets dat daar iets so sonde is nie, want hulle dink ook nie daar's 'n God nie. Dis gelowiges wat hierdie oortuiging van sonde het, wat op die ouene kom om die punt te sê, sonde is nie meer my aanvaarbare, normale lewenstyl nie. Ek kan nie so bly voortgaan in die lewe nie. Hoekom nie? Want die Heilige Gees kom klop. Hoe weet ek dat ek weergebore is? Ek stoei met die sonde, maar ek staan in 'n nuwe verhouding met God. Dis hoekom ek met die sonde stoei. Want ek noem die almagtige God my Vader, Abba Vader. Ek het die vrymoedigheid om na hom te gaan, selfs met my sonde waarmee ek stoei en sê, Here, help met hierdie geveg wat ek teen die sonde het. En ek weet ek is wedergebore wanneer daar hierdie nuwe denkpatroon in my ontstaan, dat ek God se wil soek om dit te gehoorsaam, omdat die Heilige Gees my gedrag, my lewe beheer. So die vrug van jou lewe is herkenbaar as iemand wat weergebore is. En wat as ek dalk langs die pad begin twyfel? Dis ook 'n goeie nuus. Baie opregte gelowiges twyfel soms. Dit maak nie van jou ongelowige nie. Dit maak ook nie dat jy verlore gaan nie. Twyfel beteken nie, jy is nie wedergebore nie. Vra maar vir Thomas wat vir die res van die disippels gesê het, ek glo nie dat Jesus opgestaan het, ek wil my hand in sy sy druk en my vingers in sy wonde druk. Het hy verlore gegaan? Nee. Wanneer Jesus ontmoet, dan sê Jesus vir hom, sien jy, hier is ek. Wat sê jy nou, Thomas? Kan net sê, my Here, my God. Want jy vir Petrus, weghardloop, sê ek ken daai man van geen kant af nie. En dan verskyn Jesus weer in sy lewe, deur sy twyfel heen. En daarom wil ek jou sê, wanneer die twyfel oor jou kom, hou vas aan God en sy beloftes, selfs die twyfelende geloof heen, want dit is God se beloftes, is God se woord wat geld.
Dit bring ons by die laaste ene, die heiligmaking. God het jou nuut gemaak, wederbaar, maar hy is ook besig om jou deurlopend te verander, want sy werk in jou en my lewe is nog nie klaar nie. Filippense 1:6 sê, God sal die proses wat hy in my jou lewe met die wedergeboorte begin het, voltooi deur heiligmaking. Paulus sê dit so. Hy sê, ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal voortsit, totdat hy dit voltooi op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. God gaan my en jou nie so los nie. God het hoë verwagtinge van ons as sy kinders, en daarom is hy besig om ons te skaap en te panelbeet, sodat ons al meer en meer soos Jesus kan lyk. Dan sê 1 Petrus 1:14-16, hy sê, wees gehoorsaam aan God, want julle is sy kinders. Moenie wees soos vroeër julle natuurlike neigings die oorhand laat kry nie. Soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel ook heilig wees. Hy het immers self gesê, wees heilig, want ek is heilig. Nou skryf Paulus in Romeine 8:29, hy sê, God het elkeen wat hy vir hom uitgesoek het, sy lewe nuut gemaak. Nou kan hulle die beeld van sy seun weerkaats. Wanneer hulle in Christus se voetspore stap en soos hy leef, wys dit dat hulle aan God se nuwe familie behoort. Dis die goeie nuus. God het my en jou sy kind gemaak. Ons is kinders van die almagtige God. Ons is koningskinders. Petrus sê, wees wie jy is. Jy is royalty. Wees wie jy is. Leef soos koningskinders wat in Jesus se voetspore stap om soos hy te leef. Weerkaats die beeld van Jesus in jou hele lewenswandel deur heilig te wees. So nou moet ek vanoggend vra, en ek gaan dit waag om te vra. So wie van julle is almal heilig is? Stukkie antwoord. Heilig is. Hoekom huiwer 'n mens ook hieroor? Hoekom huiwer ons? Want ons verwar baie keer heiligheid met skynheiligheid aan die een kant, aan die ander kant verwar ons heiligheid met sondeloosheid. Ok, kom ek begin hier eers vir julle te sê, heilig is nie gelyk aan skynheilig nie. Skynheilig beteken jy het 'n skyn van heiligheid, 'n skyn van Christendom. Maar wanneer mense met jou te doen het, dan weerspreek jou woorde en jou optrede dit en trek 'n streep deur jou Christendom wat jy verkondig, jy het die skyn van heiligheid. En baie keer dan sit mense in die kerk as ongelowige, goddelose lidmate, hulle lyk baie vroom, maar hulle skyn heilig. En dan sê Jesus, dat ek sê, en wanneer 'n mens skyn heilig deel vorm van die gemeenskap van die gelowiges, dan gee dit Christendom 'n baie slegte naam. Want wanneer dit gee slegte naam aan gelowiges en ongelowiges, want wanneer mense val van die wêreldse kant na jou kyk, dan sê hulle, weet jy wat, Allah Gandhi, ek hou van julle Christus, maar ek hou nie van julle Christene nie, want julle optrede trek 'n streep, julle Christendom, skyn heilig. En daarom praat Jesus in Matteus 15:8, as hy ook met die Fariseërs praat, en die mense wat net eenvoudig hulle rug op hom draai, dan sê hy, en hy haal die Ou Testament aan, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Skyn heilig. En weet julle wat? Daar wag 'n groot skok op mense wat skyn heilig is. Groot skok by die wederkoms. Want sê Jesus in Matteus 7 vanaf vers 21, hy sê, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie. Wat die deurslag sal gee, is of hulle aan my hemelse Vader
gehoorsaam was. Baie sal vir my op daardie oordeelsdag sê, Here, Here, ons het dan in die naam gepreek en in die naam bose geeste uitgedryf en in die naam baie wonders verrig. Dan sal ek hulle antwoord, julle was nog nooit werklik my mense nie. Gaan weg van my af, julle het nie gedoen wat voor God reg is nie. Jou dade, jou lewenswyse, wys of jy heilig of skyn heilig is. So, heilig is nie gelyk aan skyn heilig nie, maar heilig beteken ook nie sondeloos nie. Heilig beteken dat jy vir God afgesonder is, dat jy aan God behoort, dat jy God se eiendom is, dat jy baie spesiaal is vir God. Jy sê mos baie keer, as jy iets sê wat vir jou baie kosbaar is, dan sê jy, ek is baie heilig op hierdie ding. Wat beteken dit? Hierdie ding is vir my baie spesiaal, ek koester dit. Dis hoe God ons sien, afgesonder, spesiaal vir hom, en God het jou en my heilig gemaak. God verklaar my en jou heilig. Hy sê, ons is heilig. Dit wat Petrus sê, wees wat jy is, aan God toegewy, wees heilig. En nie soos God heilig is, niks met die sonde te doen wil hê nie, so moet ons ook heilig wees, niks met die sonde te doen wil hê nie, bly weg daarvan. So, kom ek vra weer, is jy heilige? Steek op aan. Ja, jy moet jou hand opsteek, come aan. Nie omdat jy sondeloos is nie, maar God jou heilig verklaar. En God is daagliks besig met die proses van heiligmaking in ons lewens. Die Heilige Gees wat ons woon, oortuig ons elke oomblik, elke dag van dit wat jy verkeerd doen, sê, dit wat jy mee nou besig is nie wat die Here wil nie. En God kom en vernuwe ons denke en om sy wil te soek deur die woord wat ons lees en met ons omgang met medegelowiges wat vir ons sê, maar dis wat die Here vir jou lewe wil hê. En hy plaas ons onder die beheer van die Heilige Gees om ons gedrag te bepaal, wat wanneer ons verkeerde kant op wil uitskiet, dat die Heilige Gees sê, dis nie die pad nie, hier is die pad wat jy moet loop. Hy skaaf ons lewens, sodat sy beeld al duideliker in ons lewens sigbaar word, wanneer ander mense met ons te doen kry, dat wanneer mense ons sien en hoor en optree, dat hulle moet kan sê, ek sien iets van Jesus in jou lewe. En ja, God vat ons ook baie keer deur beproewinge as 'n louteringsproses om ons geloof te toets en te laat groei, wat 1 Petrus 1 vers 7 sê, die doel met die beproewings is, om die egtheid van julle geloof duidelik te laat word. Julle geloof word getoets soos goud wat met vuur getoets word, en daardeur gesuiwer word. En onthou, julle geloof is vir God baie kosbaarder as goud wat vergaan. As die toetse die egtheid van julle geloof uitwys, loop dit uit op lof en heerlikheid en eer op die dag wanneer Jesus Christus aan die wêreld geopenbaar word. Ja, God het 'n doel met die swaarke beproewings waardeur jy gaan, want hy wil hê jou geloof moet groei en sterker word. En ja, God tugtig jou ook, vir jou en vir my, wanneer ons die pad begin buite raak, en hy sê, ek gaan jou nie los, dat jy self jou lewe vernietig nie. Hebreërs 12 vanaf vers 4 sê, dat God gryp in jou lewe in. En hy soms wil hy maar 'n bietjie die plat hand inlê, sodat ons net weer gefokus kan word op wat hy wil hê. Dit beteken prakties. Daar vind eintlik deurlopende bekering van sondes in ons lewens plaas, die sondes wat die Heilige Gees uitwys. Bekering is nie eenmalig nie. Bekering moet daagliks 600 keer op 'n dag plaasvind, telke male wanneer die Heilige Gees stop en sê, hey, waarmee is jy besig? Jou gedrag, jou woorde moet verander om Jesus te weerspieël. Dit is wat heiligmaking prakties beteken. Dit beteken as jy humeurig en afknouerig was, dat jy nou vredelievend word. Wanneer jy bang en beangs was, dat jy nou vertrouend op God se krag word.
Wanneer jy leenaar was, praat jy nou die waarheid onder mekaar. Wanneer jy geskinder het en kwaad gepraat het, nou praat jy wat goed en opbouend is onder mekaar. Wanneer jy wraakgierig was, is jy nou vergewensgesind. Wanneer jy katterig en kwetsend was om seer te maak, is jy vriendelik en goedhartig. Wanneer jy selfgenoegsaam was, is jy nou bidend en afhanklik van God. Dis daardie verandering, daai vernuwing wat van die ou lewe na die nuwe lewe plaasvind. Heilig beteken nie sondeloos nie. Maar dit beteken dat jy weet wie en wat jy in Christus is en dat jy daarom altyd na God terugkeer op die afdraai paadjies. So, ek wil sluit weer vir jou te vra waarmee ek begin het. Wat maak jou seker dat jy 'n kind van God is? Wat maak jou seker? Sekerheid lê nie by jou keuse dat jy vir God gekies het nie, want 'n mens kan baie keer onseker word en sê, het ek ooit reg gekies, was ek ooit op reg toe kom gekies het? Dit lê nie by jou emosie of gevoel nie, want emosies is veranderlik en die duiwel kastei jou baie keer met leuns dat jy nie goed genoeg is nie. Petrus sê, die troos lê daarin. Jou sekerheid berus op wat God vir my en jou gedoen het. Hy het vir jou en vir my by die naam gekies. Hy het ons nuut gemaak deur die wedergeboorte en hy is daagliks besig om ons te skaaf dat ons al hoe meer en meer soos hy word. En miskien sê jy vanoggend nog steeds hier sê, dis dalk te goed om waar te wees. Kan dit ook vir my geld? Kan ek vanoggend aanspraak maak daarop dat God my gekies het, dat hy my nuut gemaak het deur die wedergeboorte, dat hy besig is om my deur heiligmaking te skaaf? So ek wil vir jou vanoggend 'n paar vrae vra. En as jy op daai vrae onomwonde ja kan sê, dan moet jy uitstap met die sekerheid vanoggend, ek behoort aan die Here, ek is op pad hemel toe, 100% seker. Stoei jy met die sonde, maar die Satan jou dikwels probeer verlei. Jy's nie sondes oor die algemeen, ja, ons het almal sondes, nie daai ding nie. Die spesifieke sondes, waar die Heilige Gees sy vinger op kom lê, stoei daarmee omdat jy weet, dis verkeerd in die oë van die Here. Hou jy in geloof aan Jesus Christus vas, as jou verlosser en Here, wat jou sondes volkome op Golgotha betaal het, dat jy weet dat ek en jy uit genade gered is, nie op grond van hoe goed ons probeer wees nie. Hou jy aan in geloof aan Jesus vas. En laat jy toe, dat die Heilige Gees jou gedrag bepaal, sodat jy al hoe meer en meer soos Jesus word. As jy daai eers ja kan sê, dan moet jy vanoggend hier uitstap met 'n glimlag en royalty. Ek weet verseker, maak nie saak wat op my pad kom, ek behoort aan die Here. En as jy nog steeds twyfel, wil ek jou uitnooi om vanoggend na die tyd met my te kom praat, dat ek weer en weer die goeie nuus aan Petrus kan deel. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan met die versekering van God en met sy vrede huis toe. Want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.